Hallo allemaal, Nico hier so, en vandag is dag 3 van die filming studio upgrades en in vandag se video gaan ons nou 'n motorized desk doen. So hierdie was vir my gestuur deur van Orro af. So baie dankie Orro vir hierdie ouetjie en dan ook het hulle vir my die desktop gestuur. Maar jy kan natuurlik nou enige size op hom sit wat binne die perimeters val van wat hierdie ouetjie kan hanteer. Maar heel eerste ding is kom ons bou hom, hy staan actually daar. Maar in elk geval heel eerste ding is kom ons kry hom uit die boks uit, ons kry al die parte uit, ons bou hom en as ons hom klaar gebou het en alles is aan mekaar, dan gaan ek vir julle 'n paar van sy funksies wys en spesifikasies en so voort. So, kom ons begin. Alright, so ons het nou alles uit die boks uitgehaal, kom ek wys julle gou-gou. Alright, so daar het ons nou al die items wat ons gaan gebruik om hierdie tafel te bou. So geniet gou-gou die timelapse, ons sit hom aan mekaar en dan as alles aan mekaar is, gaan ek vir julle na die tyd verduidelik wat is hierdie alles. So ons is so semi klaar gebou. Al wat ons nou moet doen is ons moet die desktop kry want ons moet seker maak die size van hierdie ouetjie pas by die desk se top. Die desktop. Anyways, so kom ons kry hom gou, dan fit ons hom en dan ja, gaan ek vir julle al die spesifikasies na die tyd sê. So, kom ons doen dit. So dis dit. Ek wil gou vinnig vir julle die cable management wys. Dan gaan ons die tafel omdraai. Dan wil ek hom pair aan die app en yes, jy kan hom gebruik op 'n app. So daar is ander moontlikhede daarso wat ek vir julle sal vertel. Dan gaan ons oor die specs gaan van hierdie ouetjie en ja, dan sal dit wees vir die video. Maar kom ek wys julle gou vinnig die cable management. Alright almal, so ek het besluit om die controller daarso te sit. Daar's die krag ouetjie. Hy gaan nou maar net afgaan saam met die poot en na my krag source toe gaan wat dan net daar is. Maar in elk geval en dan het ons daarso die cable management gedoen wat baie cool is. So wat ek besluit het om te doen is 5 cm van die kant af en 9 cm. Julle sou gesien het in die timelapse. Ek het gou so 'n bietjie wiskunde gedoen. Maar ja, dis dit mense. So kom ons draai hom gou vinnig om en dan gesels ons oor 'n paar van sy spesifikasies. So ek het hom omgeflip en dit het nou nie so smooth gegaan soos wat ek gedink het nie, maar ja, dit is basies hoe dit lyk. Sê vir my bietjie wat dink julle van die nuwe look van die studio? Maar in elk geval, kom ons gesels gou vinnig oor hierdie spesifieke desk frame. So jy kry 3 verskillende opsies. Jy kry die Pro, jy kry die Home en dan kry jy die Eco. Die spesifieke ene wat ek het is die Pro en kom ons gesels gou vinnig oor hom. So jy kry hom in 2 verskillende kleure. Jy kry hom in die swart en die wit. Nou julle het natuurlik gesien dat hierdie die swart enetjie is. So die raam van hierdie ouetjie kan gaan tussen 100 en 170 cm. Hy kan 'n blad vat van tussen 1.1 en 2.1 meter, 'n diepte van tussen 60 en 90 cm. Hy kan 'n maksimum gewig hanteer van 100 kg en dan die hoogtes wat hy kan gaan is tussen 72 en 120 cm. Alright, so kom ons gesels nou oor die blad. Hierdie spesifieke blad is die 1.5 meter donkerbruin blad, maar jy kry hom ook in 'n ligte bruin blad en dan kry jy 1.2 meter wat albei in die ligte bruin en in die donkerbruin is. Maar natuurlik kan jy nou vir jou enige tipe blad hier opsit wat val binne daardie perimeters wat ek vir julle gesê het. Nog 'n cool ding daarvan is jy kan die app gaan download, dan kan jy die hoogte van die tafel beheer deur 'n smart app of jy kan die control panel gebruik en jy kan 3 verskillende presets op hom daarso stel op hierdie ouetjie. So dis mense, dit is dit vir die video. Ek het gedog ek vertel julle net so bietjie vinnig van hom en dan ja, ons sal nog in die toekomende video sal ons so 'n paar cool shots met hom doen en al daai tipe dinge sal ek nog vir julle meer vertel van hom. Maar ja, dit is dit vir die video. Sê vir my bietjie wat dink julle van die nuwe look en ja, julle moet 'n lekker dag verder hê en ek sien julle volgende ene. Cheers almal.